Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ons is besig met hierdie reeks vrae wat weghou. En die hele reeks is maar gebaseer op vrae wat krap in ons, maar daar agter in ons harte. Dis vrae wat ons het. En ons kry nie 'n geleentheid om altyd hierdie vrae te bespreek nie, maar dit krap aan ons wonder. Vrae wat ons maklik langtermyn en korttermyn kan weghou van 'n ryker, dieper verhouding met Jesus. Maar nie net dit nie, dis ook goeie vrae wat die skeptiek kan hê. Dis goeie vrae wat mense het oor Christendom. Dis goeie vrae wat mense bring na God se woord toe, en gelowige of ongelowige, ons moet weet, ons moet ten minste weet wat God sê oor hierdie vrae. En so laasweek het ons bietjie gepraat per inleiding van die reeks, het ons gepraat oor doubt, twyfel. En ons het gesê doubt is 'n goeie ding. Ons praat van twyfel asof dit 'n sonde is, maar dit is nie. Om te twyfel is 'n goeie ding. Dis iets wat ons julle toe wil uitnooi om te sê kom ons nooi doubters in. Kom ons wees doubters. Kom ons dink oor ons geloof. Want wanneer ons doubt, kry ons 'n geleentheid om ons geloof te toets. Wanneer ons doubt, kry ons 'n geleentheid om die harde vrae te vra oor wat ons glo. Of dit nou 'n Christen oortuiging is of nie, wat ook al jou oortuiging is. As jy dalk 'n skeptiek is, of jy het 'n ander siening of 'n ander geloofsoortuiging, dan nooi doubt jou uit om dit te toets. Maar as jy Christen is ook, doubt sê vir jou, gaan vra die moeilike vrae en sien wat God se woord sê, sien wat die antwoorde is op hierdie goed. Dit nooi jou uit om juis jouself te vestig. So om te twyfel, om moeilike vrae te vra, is 'n goeie ding. En die storie wat ons laasweek na verwys het, is die storie van Thomas. Jesus gaan dood en hy staan op en hy verskyn aan die disippels in die kamer en daar kom Thomas en hy sê, not a chance. Ek glo dit nie. Dit kan nie wees nie. Hulle noem hom Doubting Thomas. En Jesus stoot hom nie weg nie. Inteendeel, Jesus is soos, kom, voel my wonde. Sien die gate in my hande. Jesus gee vir hom 'n bewys vir wat hy mee sukkel. En so ook kom ons by 'n reeks wat ons wil sê, kom met julle doubts en gee ons die geleentheid om vir julle ons Christelike antwoorde te gee op julle doubts. En vir die gelowige, kom ons vestig jou geloof. Kom ons beweeg weg van 'n geloof wat net kultureel is. 'n Geloof wat glo want jou ouers het geglo, maar jy is nie regtig 'n Christen nie. Kom ons beweeg weg van 'n oppervlakkige geloof af. En kom ons weet wat ons glo en hoekom ons dit glo. En so voor ek enigiets anders sê, kom ons bid en vra dat die woord, dat die Here ons harte sal warm maak vir vanaand se preek. Kom bid gewees saam met my. Almagtige God en Vader, ons vra dat die Gees sal werk, ons vra dat U die Gees deur my sal werk. Ek kan niks doen in my eie mag en krag nie. En so kom werk vanaand en kom wys ons wat U vir ons wil wys. Ek wil bid dat U spesifiek almal sal ontmoet waar hulle spesifiek mag wees vanaand. Ek bid dit als in Jesus naam alleen. Amen. So vanaand wil ek begin met 'n baie belangrike waarneming. So die waarneming is dat die mensdom nog altyd sal wees gelowig. Die mensdom is 'n gelowige mensdom. Ons kan maklik glo dat ateïsme 'n groot, opmerklike beweging is, maar dit is regtig nie, en dis nie ek wat dit sê nie, dis 'n realiteit. Daar is nie 'n tyd of 'n plek of 'n kultuur in alle eeue van die mensdom waar daar nie een of ander geloof was nie. Die mens was nog altyd en gaan altyd gelowig wees. So interessant, ateïsme is 7% van die wêreld se bevolking. Okay? 7% van die wêreld se bevolking, en dit neem af. Dit is 7% van 7 biljoen mense is ateïsme. So
93% van die wêreldse bevolking is gelowig op een of ander vorm. Selfs al sê hulle net, hulle is agnosties, daar kan dalk iets wees, maar ek weet nie. Is hulle nog steeds oortuig daar's iets. 7 biljoen mense, 93%. As ek 'n dobbelende man was, en ek moes kies tussen 'n 93% kans of daar iets is, en 'n 7% kans dat daar niks is, dan sit ek my geld op die 93%. En natuurlik, as ons kyk na die wêreldse bevolking, is daar geen tekort aan gelowe nie. Okay, die mens is so gelowig dat daar 'n verskriklike waarskynlikheid gelowe is. En almal probeer hierdie een vraag beantwoord. Wie is hierdie God? Wese iets daar buite? Wie is hy? En hoe moet ons met hom omgaan? Hoe lyk ons verhouding met hierdie wese? Elke geloof probeer daai vraag beantwoord. En so die basis van elke geloof moet 'n definisie hê van the divine. So jy moet die divine definieer en jy moet 'n stelsel of 'n reëls of 'n ritueel of 'n stappe ding hê. Jy moet iets hê om te sê hoe lyk dit vir ons om te relate met hierdie wese. En die crazy ding is elke geloof vervul daai kriteria. Elke geloof define the divine en hulle het een of ander manier van hoe hulle dink ons moet omgaan. En die punt is, die mensdom is so oortuig van die goddelike. Ons is so oortuig van die goddelike, dat ons uit ons pad uit gaan om met hom te probeer communicate. Dis die realiteit van die wêreld waarin ons lewe. Dis die mensdom, dis die waarneming wat ek wil hê julle moet sien vanaand. Ons is so oortuig daar's 'n God en ons is so oortuig dat dit 'n persoonlike God is. Dat die hele wêreld, soos wat ons vanaand hier sit, besig is om een of ander ritueel te volg om met hom te probeer kommunikeer. Maar hier kom Christendom. Hier kom Christendom een van Christendom se belangrikste oortuigings. Sy belangrikste waarhede. Christendom sê God het met ons gepraat. God het met ons gepraat. Jy kan nie met God praat nie, maar hy het met ons kom praat. So Christendom sê jy is reg, daar is 'n God. Daar is 'n wese, jou gevoel binne jou wat soek vir iets, jy's reg, daar is iets en jy's ook reg, dis 'n persoonlike iets. Hy is die God van die heelal. Die antwoord waarvoor jy soek, jy hoef nie meer te duimsuig nie. Jy hoef nie meer een of ander stelsel uit te dink nie. Jy hoef nie 'n beeldjie te bou wat jy dink die ding verteenwoordig nie. Niks nie. Jy hoef nie te spekuleer nie. Jy hoef nie eers te raai nie, want God het gepraat. Hy het met ons gekommunikeer. Christendom sê God is 'n kommunikerende God. Dit is sentraal tot wat ons glo. So sentraal lees ons in die begin, God het nie net gemaak nie. So sentraal is die praat van God, hy het gesê, laat daar lig wees, hy het gesê, en toe is daar lig. En hier kom ons by die vraag van vanaand. So, die Bybel is 'n lang geskiedenis van 'n God wat praat met die mens. En ek wil vir ons wys vanaand hoekom die woord van God, die Bybel, 'n betroubare kommunikasie is van wie God is, soos wat hy oor al die eeue gepraat het met die mens. En ek wil nie net vir julle wys dat die woord van God, wat 'n geskiedenis is van God wat praat met die mens, betroubaar is nie, maar ek wil vir julle wys dat wat dit sê noodsaaklik is vir ons. Absoluut noodsaaklik is vir ons. Okay, so ons gaan vanaand daai vraag beantwoord, hoe kan ons God se woord vertrou, deur net na twee goeters te kyk, en ons gaan bietjie Hebreërs 1 gebruik, om ons te help in terme van struktuur. En so ons gaan eers kyk na, in the past God spoke, in the past, so bietjie Ou Testament gefokus, eerste punt. En dan die tweede punt gaan ons bietjie kyk na die Nuwe Testament, but now he has spoken to us by his son.
So hy het op 'n spesifieke manier gepraat en hy het nou in die laaste dae op 'n ander manier gepraat. En tweede punt gaan bietjie meer op die Nuwe Testament gefokus wees. So kom ons spring sommer in die eerste punt in. Hou julle Bybels naby as julle het. En die eerste ding wat ons sien in Hebreërs, dit gaan sukkel. In Hebreërs 1. Dis omdat dit Engels, Hebrews. Ek weet nie. Hebreërs 1. Die eerste ding wat ons lees is dat weer eens dat God kommunikasie hoogs prioritiseer. So in vers 1. In the past God spoke. Hy het gepraat. He spoke to our ancestors through the prophets at many times and in many various ways. Vers 1. So God het gepraat en hierdie verwys na sy praat in die verlede, hoe hy gepraat het in die Ou Testament. En dit wys hoe hy homself bekend gemaak het. God is 'n kommunikerende God. He spoke through the prophets at many times in various ways. Die Bybel bestaan uit verskillende mense wat interaksies gehad het met God, stories, interaksies waar God ingetree het. Baie interaksies tussen God en die mens als neergeskryf, sodat ons kan sien wie God is. So die Bybel bestaan uit 66 verskillende boeke. 39 van daai boeke is Ou Testament, 27 van daai boeke is die Nuwe Testament. En hierdie boeke is saamgestel oor 'n tydperk van 1500 jaar. In 3 tale geskryf deur 40 verskillende skrywers. En hulle het gebly en hulle is hulle self op enige gegee tyd op 3 verskillende kontinente. Dis die Bybel. Die idee van God wat praat in various ways op baie verskillende maniere is baie soos 'n verhouding wat ons met iemand het. So toe ek Sinead my vrou ontmoet het, toe het ek haar nie regtig so goed geken nie. Okay? Ek het haar ontmoet, ek het geweet sy is mooi, wink wink. Maar ek het nie geweet wie sy is nie. Ek het nie geweet hoe sy van my dink nie. Ek het nie veel van haar geweet nie. Ek het bietjie geweet van ouers, maar ek het nie al die storie verstaan of hulle geken nie. Maar met die tyd, toe ek hoor hoe sy vir my verskillende stories van haarself vertel. Toe ek haar sien in verskillende interaksies met mense, in verskillende omgewings, by verskillende kuiers, op verskillende vakansies, met verskillende vriendinne selfs, hoe ek haar gesien het, omgaan, wêreld om haar. So het my prentjie van haar verdiep en my verstaan van haar, my kennis van haar verdiep. Al hierdie verskillende goed het my verhouding met Sinead verdiep. Die mens is so kompleks dat dit jare kan vat vir jou om iemand regtig te leer ken. Regtig die dieper dele van hulle te kan verstaan. Hoeveel te meer nie met God nie. En God gee vir ons 'n Ou Testament met die crazieste stories. Met die malste interaksies. Met die mens wat gevalle is, maar hy tree in en hy doen goed vir lande, vir nasies, vir individue. Dit is 'n boek vol stories van die crazieste goed wat God doen. Hoekom? Hy openbaar homself. Hy wil hê ons moet hom sien in allerlei situasies. En hy het seker gemaak alles word neergeskryf, sodat ons oor en oor kan leer, sodat dit nie verlore gaan nie. Sodat ons oor en oor kan leer en hom kan sien in elke, sodat ons die diepte van sy hart kan leer ken. Dit is, hy het gepraat, dis wat dit beteken. He spoke to us in many various ways. Die Bybel, veral die Ou Testament, is die neergeskrewe ontmoetings van God met mens. En elke ontmoeting gee ons 'n nuwe les oor wie God is. In Jesaja 30 vers 8 lees ons juis hoe God vir Jesaja beveel, gaan en skryf neer wat ek vir jou sê. Hy sê, "Go now, write it on a tablet for them. Inscribe it on a scroll, for days will come so that it will be an everlasting witness." So skryf dit neer sodat mense in al die eeue kan lees oor hoe ek oor my interaksies met jou. Skryf my woorde neer. Nou daar's baie meer wat ek hier wil sê, maar hierdie is die wonderwerk wat ek vir julle wil uitwys van die Ou Testament en hoekom die Ou Testament betroubaar is. Die wonderwerk is dat hierdie boek en veral die Ou Testament saamgestel is deur soveel verskillende mense
En oor so lang tydperk, maar tog, hier is die wonderwerk, praat hulle oor een en dieselfde God. Jy dink, ja, maar dit is obvious. Nee, die verskillende skrywers praat almal oor die specifics van hierdie God. Hulle praat oor die sondes van die mens, oor ons nood vir redding. Hulle praat oor die karakter van hierdie God en ingewikkelde karaktereienskappe van God. Hulle praat oor hulle praat oor 'n storie wat hierdie God aan hulle openbaar. Dink aan die rykheid van die psalms en die spreuke en die profete. Hulle almal is geskryf oor dieselfde God en hulle vir almal vertel een storie. En dit raak eintlik meer verstommend as jy na die details kyk wat ons nie kan doen nie. Maar die interessante ding is nêrens lees jy oor iets teenstrydig nie. As daar 40 verskillende skrywers was geskryf in 3 verskillende tale oor hoeveel lande en nasies oor 1500 jaar, hoe kan die een ou nie iets anders skryf as die ander ou oor so lank tydperk nie? Hoe kan die een ou iets hoor van God en die ander ou dieselfde ding 1000 jaar na die tyd en dit is asof dit 'n storie vorm. Dis 'n eenheid. Daar is in die Nuwe Testament, daar's in die Ou Testament oor die 300 verskillende profesieë oor Jesus. 300. Lees hierdie een skrywer sê hierso. There are over 300 Old Testament prophecies that predict the life and work of Jesus. And every one of them was fulfilled in his life. With all of these differences in how and when the Bible was written, so met al hierdie verskille, 26 boeke, 39 Ou Testament, 37 geskryf vir 'n tydperk van 1500 jaar, 3 tale, 40 verskillende skrywers wat gebly het in verskillende kontinente. There is no way that most of these prophecies could have been just predicted by the authors, nor could they have been conspired with each other. Hulle kon nie saam praat oor wat hulle skryf nie, want hulle was verskillende plekke en tye. Die een het nie gelewe nie en dan hoor die ander een iets. Dis die wonderwerk wat mense nie kan omkom wanneer hulle met die Ou Testament te doen het nie. Dis ongelooflik as jy daaroor dink. Dis rarig asof dieselfde God gepraat het met 40 verskillende mense en hulle dit net gaan neerskryf. Dis die ervaring wat ons kry. Dis rarig asof dieselfde God gepraat het met 40 verskillende mense om vir ons te leer wie hy is. Dis die Ou Testament. En hierdie woord word meer verstommend as ons dit bietjie gaan vergelyk met ander sacred texts. So daar's ander heilige boeke in die wêreld. En die 2 obviously bekendstes in die wêreld en die 2 wat die meeste volgelinge het, is Hinduism se the Vedas en die Koran. Dis die 2 grootste, hulle die meeste volgelinge en die 2 bekendste ander holy books. As 'n mens die storie van die Bybel gaan lees en sien hoe dit al saamgestel is, die eenheid daarvan, die profeseë, die God wat oral dieselfde is. As jy dit vat en jy gaan vergelyk dit met die Vedas of met die Koran. Ek bedoel dit nie lelik nie, maar dis crazy. Dis crazy hoe sterk die Bybel uitstaan in daai konteks. Die Bybel het al van die harshste critics in die eeue gehad. Die Bybel het al die meeste vyande in die eeue gehad. En as jy daai selfe haat en skeptisisme en kritiek vat en jy gaan plaas dit op hierdie ander holy books. Ek bedoel dit nie lelik nie, maar dis 'n joke. Rarig. Dis 'n joke. Want mense het hierdie boek al so probeer verskeer en hulle kon dit nie regkry nie. Een van die groot, Ou Testamentiese argumente teen die Bybel was dat hoekom vind ons nie iets in argeologie oor koning Dawid nie? Dit was dus die groot vraag. Want as koning Dawid so groot koning was, sou ons goeders kon ontdek. Ons praat van 3000 jaar terug, was koning Dawid, So 3000 jaar terug was hy het 'n huge koninkryk gehad. Hoekom het ons nog niks ontdek nie? En dit was die argument teen die Ou Testament. En toe in 1993, toe begrawe hulle wat nou 'n baie bekende, wêreldberoemde
tablet is, soos 'n stone tablet. Die ding se naam is the Tel Dan inscription. En op die Tel Dan inscription staan daar in Hebreëus Bit David, the house of David. En hierdie word die tyd, jy kan nie met stry met hof soos wanneer hulle date hom terug na 700 BC. Toe David se koninkryk volgens wat ons nog altyd geglo het, daar was. Soveel so, daar is 'n hele veld van studie genoem Biblical Archaeology. En hulle gebruik die Ou Testament om nuwe argeologiese ontdekkings te gaan maak. So die Bybel sê byvoorbeeld die Canaanites was hierso en dan kyk hulle in die Bybel, waar was hulle? En dan gaan grawe hulle gat daar, dan kry hulle staf. Want die Ou Testament is geskiedenis. Hierdie het goed as dit regtig gebeur. En dis betroubaar. Die laaste punt wat ek net wil maak oor die Ou Testament, en ek spring bietjie rond, vergeef my. Hoekom die Ou Testament betroubaar is as jy gaan navorsing doen oor cults, as jy gaan navorsing doen oor sektes, oor leiers van sektes en cult leaders, dan sal jy sien dat, dis opmerklik, jy gaan sien dat hulle almal gebruik mense, manipuleer mense, gebruik hulle mag en invloed om 3 dinge te kry. Hulle soek mag, geld, as hulle mans is, soek hulle vrouens. Dis wat ons sien. Dis soos 'n crazy trend, wat as jy die studies gaan doen oor cults, is dit wat gebeur. So dink net gou hieraan. Moses gaan alleen by 'n berg op. Okay? Hy stoksiel alleen na bo. En hy dink by homself, hierdie suckers, hulle wag vir my om af te kom met God se wet. Okay? En hy kom van die berg af met tablette, waarop God 10 gebooie neergeskryf het. Dink hieraan. Wat 'n mens met al die mag in die wêreld, hy kan met hierdie mense doen net wat hy wil. Wat 'n mens in al die eeue kom met hierdie spesifieke wet neer van die berg af, nê? Hierdie spesifieke wet, die 10 gebooie. You shall have no other gods before me. Dit gaan nie oor my nie, ek is Moses, is niks nie, dit gaan oor hierdie God. You shall make no other image of me. You shall not misuse the name of the Lord. Remember the Sabbath day and keep it holy. Hoor hierso. Honor your father and your mother so that you may live long in the land that the Lord has given you. Hy bewaar families. You shall not murder. You shall not commit adultery. Nee, ek soek nie julle vrouens nie en julle mag nie mekaar se vrouens begeer nie. Hy bewaar huwelike. You shall not steal. You shall not give false testimony. Weet jy hoeveel skade doen valse getuienisse tot vandag toe in die wêreld? Daar's mense wat lewenslange tronkstraffe kry want iemand het gejok oor dat hulle 'n crime gedoen het wat hulle nie gedoen het nie. Hierso. Dit is devastating. God sê jy sal nie false testimony gee teen jou boetie nie. En laastens, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, his donkey. Cult leaders vat net wat hulle soek, want hulle het al die mag. Nee, Moses sê, nee. Ek is net jammer, ek kan nie oor dit kom nie. Daar's nie 'n mens in die wêreld wat met hierdie wet sou neergekom het nie. Daar's nie 'n mens in die wêreld wat hierdie sou kon uitdink in daai tyd en plek waar Moses geleef het nie. Hierdie was 'n wet wat gekom het van God af. En die 10 gebooie het die samelewing gebou waarin ons lewe. Dit het die basis gevorm vir al die wette wat ons nog ons hele lewe lank ken en inleef van doelentyd af. Maak nie saak of jy 'n ateïs, 'n boeddhis of wie jy mag wees nie, hierdie wette sal jy sê is goed. En hierdie wette sal niemand meer kan stry, sal sê hierdie bou 'n goeie, standvastige en sterk samelewing as ons hierdie goed nakom. Niemand stry daarmee nie. Hoeveel korrupte leiers moet ons sien met mag voor ons besef dat wat met Moses gebeur het daai dag op die berg van God af. En dat die Ou Testament oor en oor baie van dit geskryf deur Moses betroubaar is, 'n betroubare interaksie tussen God en die mens wat ons kan vertrou.
Okay. Nice. Dis dit. Dis die eerste punt. Okay? Tweede punt. Dis die Ou Testament. So dit is hoe God gepraat het. Maar hoor nou wat sê Hebreërs 1. In the past God spoke, okay? Vers 2. But in these last days he has spoken to us by his son. So daar was 'n spesifieke manier wat God gepraat het. En dit is belangrik, dit is neergeskryf, ons kan baie leer oor wie God is, maar daar's 'n nuwe manier. 'n Nuwe, laaste, belangrike manier. Hy het op 'n spesifieke manier gepraat en dit is deur sy seun, Jesus Christus. Die skrywer van Hebreërs probeer hierdie punt maak. Dat daar's 'n nuwe woord wat ontvang is deur Jesus. Wat anders is as elke liewe woord wat dit is so anders. Daar's nie meer nodig vir nuwe woorde om te kom oor God nie. Hy het nou so gepraat. Dis wat dit sê, hy het nou. Hy het nou gepraat deur sy seun. Die hele Ou Testament verwys vorentoe na Jesus wat kom en die hele Nuwe Testament verwys terug na Jesus wat gekom het. Daai 300 prophecies. Alles wys na Jesus toe. Die Nuwe Testament wil vir ons juis nog reguit sê, daar is nie meer nodig vir profete nie. Nie soos wat ons profete verstaan in die Ou Testament nie. Dit is nie meer nodig nie. Dis hoekom daar nie meer goeders bygelas word aan God se woord nie. Want daar het iets spesifiek gebeur in die seun wat half die Bybel toegemaak het en veilig gemaak het. Ek sê nie, daar is nie iets soos die gawe van prophecy nie. Jy weet, iemand kan op 'n level praat met jou en die Here kan deur hulle met jou praat. Maar dit is nie op die level van 'n Ou Testament profeet nie. Hoekom nie? Want he has now spoken through his son. Hy het so gepraat. Hy praat nie meer so nie. Hy praat nou deur sy seun. Jy weet, baie mense baie mense wil weet oor my pa. Nou nie, hy's nie belangrik, maar dalk wil jy weet oor my pa. Dalk wil jy my vra oor my pa. Okay? Gaan vra rond oor my pa. Jy gaan snitbits kry, jy gaan bietjie inligting kry. Maar as jy regtig wil weet wie my pa is, kom vra my, ek is sy seun. Ek gaan vir jou goed oor my pa kan vertel wat niemand kan nie. En dis die idee wat ons hier kry. Daar is soveel mense vandag wat claim hulle hoor van God af. Ja, hulle praat namens God en hulle sê dit nie op 'n gawe van profesie wy nie. Hulle sê dit want hulle wil hulle self gelyk maak met God se woord. En ek sê nee, ek's jammer. Dis nie hoe dit werk nie. Ek hoef nie meer deur jou te hoor wie God is nie. Ek hoef nie. Want hy het sy seun gestuur en sy seun ken sy pa beter as enigiemand anders en so ek gaan net gaan lees oor sy seun en ek gaan presies weet wie God is. Ek gaan intiem weet wie God is. Ek gaan sy hart sien. Ek hoef nie meer my geloof deur iemand anders te lewe nie. Ek kan deur Jesus presies weet wie God is. Nou hierdie is baie belangrik. Hierdie is so belangrik dat baie mense val Jesus aan. Hulle val die Nuwe Testament aan met goeie argumente. So Jesus is so belangrik, sy woorde, sy dade, wie hy gesê het God is so belangrik, dat ons moet onsself vra, hoe kan ons vertrou wat hulle gesê het oor Jesus? Hoe kan ons vertrou dat wat hulle geskryf het oor Jesus betroubaar is? Want ek sê nou net vir julle, Jesus is die autoriteit op wie God is, okay? So die argument gaan so. In die stories van Jesus, die argument teen die betroubaarheid van die Nuwe Testament gaan so. In die stories van Jesus, die Gospel of Matthew, Mark, Luke en John, hierdie stories is meer soos myth en legends. Nie geskiedenis nie. Het nie regtig gebeur nie. Wat gebeur het is die disippels het so geskrik toe hulle goeie leraar, meester Gandhi figuur doodgaan. Hulle het so geskrik dat hulle goue plannetjie gemaak het. En hulle het gou 'n paar wonderlike oulike stories gaan skryf oor Jesus om 'n beweging weer aan die gang te kry. Want hulle wou nie hulle mag verloor nie. Weet Jesus was 'n charismatiese leier en hulle moes vinnig 'n plan maak toe hy doodgaan. Dis die argument. Hy is baie bekend gemaak, hierdie spesifieke argument, deur daai movie The Da Vinci Code.
Jy al gehoor van die Da Vinci Code. Die Da Vinci Code gaan oor hierdie. Het gaan oor hierdie spekulerende argumente dat die disippels het als opgemaak. Dis legends. Hulle wou mag hou. Hulle het nie regtig geskryf wat gebeur het nie. Nou, daar's 'n ateïs genoem Anne Rice. Sy het van 'n ateïs af na 'n gelowige geword. En sy verwys na die spekulasie agter die Da Vinci Code. En hoor wat sê sy. Lees aan my. Anne Rice sê, some books were no more than assumptions piled on assumptions. There were conclusions reached on the basis of little or no data. The whole case for the non-divine Jesus who stumbled into Jerusalem and somehow got crucified, that whole picture, which had floated around liberal circles that I frequented as an atheist for 30 years, that case was not made. Not only was it not made, I discovered in this field some of the worst and most biased scholarship I'd ever read. So ek wil vinnig 3 argumente net vir julle uitgooi, vinnig, het gaan nie lank vat nie, van hoekom ons die Nuwe Testament kan vertrou as geskiedenis van Jesus, wat regtig op hierdie aarde geloop het, regtig dood gegaan het, en regtig uit die doodheid opgestaan het. Die eerste argument, kyk saam met my. The timing is far too early for the Gospels to be legend. So hierdie 3 argumente kom van Keller se boek af, The Reason for God. As jy baie vrae het, as jy nog baie ander vrae het, asseblief lees die boek, dis amazing. Maar anyway, die eerste rede hoekom die Gospels nie legend kan wees nie, is the timing is far too early. Okay? Die Gospels was geskryf so tussen 40 en 60 jaar na Jesus. Paulus se briewe was geskryf net 15 jaar na Jesus opgevaar het. So dit beteken, daar is duisende op duisende ooggetuienis van alles wat neergeskryf is in die Nuwe Testament. Weet kyk, mense is baie keer dom, maar ons is nie so dom nie. Die beweging van Christendom in die vroeë jare, die beweging wat dit gebring het, die skolkgolwe wat wat die hele bekende wêreld binne gegaan het, van Jerusalem af tot alles. Die beweging was so groot. Ek bedoel, ons lees van letterlike riots, waar hulle vir Paulus probeer stenig en mense uitgooi. Hele stede word omgegooi. Ons lees van Paulus wat voor 'n koning, hy staan voor koning Agrippa, wat soos 'n provinsieleier was. En hy sê in Handelinge, sê Paulus vir hierdie koning, these things were not done in secret. Jy weet waarvan ek praat. Dink aan hoe vinnig nuus net vandag versprei. Nou het jy in daai tyd, alles is word of mouth, almal praat. Imagine daar was iemand wat gesê het, hy is God en hy het honderde mense genees en hy was gekruisig en hy het gesê hy gaan gekruisig word en toe was hy gekruisig en toe staan hy uit die dood uit. Imagine hoeveel gepraat daar sou gewees het. Imagine hoeveel stories daar sou gewees het. Imagine hoeveel getuienis daar sou gewees het. Hierdie beweging was so groot, as enige iets van hierdie leuns was, dan sou dit binne 15 tot 20 jaar maklik, sou mense gesê het, dis 'n potstront. Ons lees juis in Markus 15:21, lees ons hoe Markus praat van die ou wat Jesus se kruis gedra het. Hy sê, the father of Alexander and Rufus. So wat hy sê is, gaan praat met Alexander en Rufus, want hulle pa het die kruis gedra, hy is nog daar, jy kan gaan chat met hulle. Dis die tipe goed wat ons lees in die Nuwe Testament. 1 Korintiërs 15 sê, daar was meer as 500 ooggetuie wat Jesus gesien het nadat hy opgestaan was. Dit maak nie sin dat dit goed legendes was nie. Want al is mense dom, hulle is nie so dom nie. Hierdie goed is as die Nuwe Testament leuns was, en dit was geskryf, en dit het so groot beweging veroorsaak, en dit was leuns, dan sou mense gesê het dit was leuns. Maar dit was so groot beweging, want te veel mense het gesê, ja, ek het dit ook gesien. Ja, ek het hom ook gesien. Dis die eerste ding, die timing dis net te naby. Dis net te naby. Die content noem, sê hulle is counterproductive, okay? So wanneer ons lees na die content van die Nuwe Testament, sê hulle dit maak nie sin vir hulle, dis counterproductive. So imagine, die beste manier is om te sê, imagine Petrus lei die kerk in Jerusalem,
En Petrus moet die beweging van Christendom aan die gang hou in Jerusalem. Sy grootste oppositie is die Jode in Jerusalem. Sy grootste oppositie. Okay? Nou, hy wil hierdie beweging aan die gang hou. Maak dit sin vir hom om homself in sulke negatiewe lig te sit, soos wat hy homself sit in die Nuwe Testament. As hy mag en krag en beheer wil uitoefen in Jerusalem waar hy sy grootste oppositie ervaar, maak dit sin? Nee, dit doen nie. As hy 'n beweging aan die gang wil hou, dan gaan hy goeie goed oor homself wil sê. Hy gaan nie die slegte goed wil sê nie. Ons lees van Petrus as iemand wat loud en proud is. Hy dink nie aan wat hy sê nie. Hy sê stupid goed. Hy dink nie voor hy praat nie. Hy het 'n swak geloof. Ons lees oor hom as iemand wat 3 keer Jesus verraai het. Al hoekom hulle sulke goed sou neergeskryf het, is as dit regtig gebeur het. En as die beweging nie gegaan het oor hulle nie, maar oor Jesus, dan sou hulle regtig gesê het wat gebeur het. So dit is counterproductive om al die negatiewe goeders te sê oor jou helde. Dit maak nie sin nie. En die laaste ding is the sacrifice of the early disciples. So the sacrifice of the early disciples shows a radical commitment to the events recorded. So die laaste argument is hierdie. Al die disippels het hulle lewe opgeoffer vir wat hulle hier neergeskryf het. Al die disippels. En verstaan, hierdie was nie die opoffering van iemand wat weet 'n fanatic was, wat 'n vliegtuig gevat het en in 'n gebou ingevlieg het om soveel mense dood te maak as wat hy kan nie. Hierdie is nie daai tipe sacrifice nie. Nee, hierdie ouens het almal alleen dood gegaan. Op die geweldigste maniere. Ek bedoel, Petrus het homself onderste bo laat kruisig. Alles om 'n leuen te verdedig? Nee, ek's jammer. En dalk as daar een ou was, sou ek gesê het, ja, okay, maak 'n goeie punt. Maar al 12 van hulle was doodgemaak vir wat hulle glo en hulle het nie opgegee nie. Jy doen dit nie vir 'n leuen nie. Jy doen dit nie vir 'n leuen nie. Hulle het niemand saam met hulle gevat nie. Hulle het geen geweld terugbeoefen nie. Hulle het nie terugbeklei nie. Hulle het net gesê, hierdie is wat ons glo, hierdie is wat gebeur het, take it or not. En toe word hulle doodgemaak. Dit maak net sin as die radikale goed wat hulle gesien het van Jesus waar was. Al hierdie is goeie redes hoekom ons die Nuwe Testament kan vertaal. Ek wil begin afsluit en sê dat daar iets nog meer belangrik is as al hierdie goed. Laaste ding wat ek wil noem is, weet julle dat tot vandag toe die Bybel die mees gepubliseerde boek is in die hele wêreld? Nog altyd. So kyk gou saam met my. Die Bybel, 5 billion copies sold. Original release, 1st century AD. Okay. Die volgende tweede mees gepubliseerde boek is 1 biljoen. Dis insane. Dit is insane verskil tussen eerste en tweede plek. Dis 'n belaglike verskil tussen die eerste en tweede plek. En die derde een is die Koran, 800 miljoen copies. Die tweede een is the quotations of Chairman Mao Zedong uit die communistiese regime gehad. So hy het maklik sy kopies verkoop want hy het hulle. En die Koran 800 miljoen copies. Hoekom staan die Bybel uit tot vandag toe as 'n boek wat die mens nie kan uitlos nie? Maak nie saak hoeveel argumente gemaak word nie, maak nie saak wat hulle sê nie. Die Bybel is net iets wat ons as mense, ons kan dit net nie uitlos nie. 5 biljoen. Ons is 7 biljoen mense op die aarde op die oomblik. Daar's genoeg Bybels vir amper vir almal. Hierdie is hoekom, want buiten al die argumente is daar nog altyd iets in die Bybel wat ons nie kan verduidelik nie, maar as jy hom lees, dan sal jy verstaan. Daar's iets in die Bybel wat net dit praat net met jou. Dit verstaan jou net. Het jy al gehoor mense sê die woord is lewendig? Dis omdat die Bybel op so 'n vlak praat met ons, soos geen ander boek nie. Geen ander boek nie. En ek bedoel, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak waar jy jouself in die wêreld bevind nie. Maak nie eers saak wat jou geloof of jou kultuur is nie. Jy kan 'n Chinees wees, of 'n Indiër wees, of in Suid-Amerika sit, of in Antarktika sit, of in Suid-Afrika sit. Hierdie Bybel praat met jou. Sê my van enige ander boek wat dit kan doen.
'n boek wat so diep met ons harte praat, enige iemand reg oor die wêreld kan sê, "Jo, daar's iets hierso, daar's iets hierso." Die woord van God verstaan die mens amper asof dit deur ons Skepper gegee is vir ons. Dis asof ons Skepper hierdie woord vir ons gegee het en dis hoekom dit praat met ons design. Dit praat met iets met ons is ontwerp op 'n spesifieke manier en die een wat ons ontwerp het, wat ons saam geweef het, hy probeer vir ons iets sê. Dis ons ervaring van God se woord. Dis hoekom ons dit nie kan uitlos nie. Die woord sny letterlik deur alle barriers, alle leuns. Dis juis, weet jy wat maak die woord van God so sterk? Hy sê vir jou wanneer jy verkeerd is. Hy sê vir jou leuns, ek gaan dit nie verdra nie, hier is die waarheid. Ons lewe in 'n media wat almal net wil please. Hulle wil nie vir ons sê wat die waarheid is nie. Hulle wil net soveel views as moontlik kry. Die Bybel gaan vir jou sê as jy verkeerd is. En ons hou nie daarvan nie. Maar dit is deel van die krag van die woord. Lees gou saam my 2 verse en dan gaan ek vir ons afsluit. Deuteronomy 8 verse 3. For the word of 8 verse 3, man does not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Hebrews 4 verse 12. For the word of the Lord is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Ek wil julle net challenge, voor jy enigiets anders wil argumenteer oor God se woord, gaan lees hom. Gaan lees, as jy nie weet waar om te begin nie, gaan lees die hele boek van Johannes. Gaan lees hom in one sitting, net so once, polish hom net. En jy gaan iets beleef wat jy in geen ander boek in die hele wêreld gaan beleef nie, want God het gepraat. Ek wil net afsluit met hierdie vraag. As die woord betroubaar is, as hierdie regte God is wat met ons praat, as ons die woord letterlik kan opvat, as ons die woord kan vertrou, is dit nie dan krities dat ons lewe gee om te verstaan wat hierdie boek sê nie? Is dit nie? Hoekom dink jy die kerk, sentraal tot die kerk, is 'n preek? Want ons hele lewens moet gaan oor wat God vir ons wil sê. Ons lees in die laaste stukkie van Hebreërs vers 3, the Son is the radiance of God's glory, the exact representation of His being, sustaining all things by a powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. En dan weer Johannes 1, in the beginning the Word was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and He was with God in the beginning. Die woord was in die begin. Vers 14, the Word became flesh. Jesus het vlees aangesit. And He made His dwelling amongst us. We have seen His glory, sê Johannes. Ons het die glorie van Jesus gesien. Kom lees oor die glorie. Glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Die punt wat ek mee wil afsluit is hierdie. As God regtig met ons gepraat het, en as Jesus die perfekte openbaring is van wie God is, as Jesus die perfekte en finale woord van God is, wat wil hy hê jy moet hoor vanaand? Hy wil hê hierdie hoor. Hy wil hê hy moet hierdie hoor. Hierdie is die realiteit. Jy was so sondig en so rebellieus teen jou Skepper, dat God die dood van sy seun moes genoodsaak het aan die kruis om vir jou 'n kans te gee tot redding. God wil hê jy moet vanaand in sy seun sien dat daar 'n radikale teken is van sy liefde wat jou terugroep tot 'n verhouding met hom. Daar is 'n liefde wat vir jou wag en vir jou 'n tweede kans wil gee. Daar is 'n liefde wat gesê het, ek gaan my lewe opoffer vir jou sondes, sodat jy weer 'n verhouding met God kan hê. Jesus roep ons tot bekering. Hy sê, kom en vra vergifnis vir die lewe wat jy gelewe het. Maar hy vra nie net dat jy bekeer nie, hy het vir jou 'n manier gemaak
om vergifnis te ontvang. Hy het gesê, ek kan jou vergewe, want my bloed was jou sondes weg. Dit is God se woord aan die mens. My vraag is, gaan ons luister? Of gaan ons aangaan met die chaos en die gebrokenheid van ons lewens? Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, my enigste gebed vanaand is dat U met ons sal praat in die week wat voor ons lê, in die maand wat voor ons lê. Selfs vanaand as ons in ons bed sit, praat hierdie woord van God aan ons. Praat hierdie woord van U radikale vergifnis en U wat ons roep uit ons ou lewe uit na 'n nuwe lewe toe. Praat dit vanaand met ons. Hou aan krap aan ons, hou aan pla aan ons tot ons bekeer. Mag ons hoor wat U vir ons wil sê. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.